Dit is vandag Vrydag 14 November. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Haggai 2 vers 1 tot 9 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou uit om daar waar jy is tot rus te kom. Dalk help dit jou om 'n paar keer net lekker diep asem te haal. Wanneer jy gereed is, dan kan jy jou oë toemaak. Maak jou hande voor jou oop, as teken dat jy jouself oopstel om te ontvang wat God gee. Ontvang die geskenk van sy teenwoordigheid. 'n God wat vandag 'n aankondiging maak vir elkeen van ons. Genade en vrede vir jou. Bid saam met my hierdie gebed, gebaseer op Psalm 139. Here, deurgrond my lewe. Ek is vir U soos 'n oop boek. Daar is niks wat kan afstand bring tussen U en my nie. U weet reeds wat ek dink, nog voor die gedagtes by my opkom. U weet wanneer ek op pad is en wanneer ek tuis kom. Ek is nooit buite U sig nie. U ken elke woord wat ek gaan sê, nog voordat die eerste sin oor my lippe kom. Here, wanneer ek terugkyk oor die jaar, weet ek, U was daar. En wanneer ek vorentoe kyk na die stuk wat oor is, weet ek, U is ook daar. U sagte teenwoordigheid omring my. Dit is te groot en te wonderlik vir my om te kan begryp. Daal ek af in die donker dieptes van my menswees en vra, weet ek, U is ook daar. Sou ek op die vleuels van die môrelig vlieg tot by die verste horison, sal U my daar ook vind. Ja, Here, U sien my werklik vir wie ek is. En hierdie gedagte vul my nie met vrees nie, maar met hoop. Daarom kom bid ek, Gees van God, kom deurgrond nou my gedagtes, my vrae, my lewe. Haggai 2 vers 1. Op die 21ste van die 7de maand, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Zerubabel, seun van Sealtiel, en die goewerneur van Juda, en vir die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Maar nou, Zerubabel, skep moed, sê die Here. En jy en Yeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte, wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly, moenie bang wees nie. So sê die Here die Almagtige. Nog een keer, binnekort, sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik, en hulle sal met hulle skatte kom, en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here. Aan my behoort al die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. Wat het jy vandag in hierdie teksgedeelte gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Of watter vraag het daar dalk by jou opgekom?
Die profeet Haggai praat hier met 'n groep mense wat moeg is op verskillende vlakke van hulle menswees. Hulle het teruggekeer uit ballingskap met drome van herstel, maar die werklikheid is hard, dis klein, dis minder glansryk as wat hulle gehoop het. Die fondasies van die tempel kan hulle nog sien, halfpad en onindrukwekkend. En die ouer garde onder hulle kan nog onthou hoe indrukwekkend die eerste tempel gelyk het. En nou kyk hulle na hulle poging om hierdie tempel te herbou. En hulle fluister vir mekaar die teleurstelling, is dit dan nou dit? Maar Haggai se woord sny deur hierdie ontmoediging. Hy sê wees sterk, werk, want God is by julle. God kom herinner hulle aan een van die eenvoudigste, maar diepste waarhede van die Bybel. My teenwoordigheid is nie voorwaardelik nie. Haggai kom sê vir hulle, julle is so gefokus op julle hande, dat julle God se hart miskyk. Ja, die nuwe tempel lyk nou glad nie na iets indrukwekkend nie. Die Here herinner hulle, dat hy alleen die bron, die onderhouer van lewe is. Hy kom vul nie hierdie wêreld met metaal en marmer nie. Nee, hy kom vul elke duimbreedte van sy aarde met sy teenwoordigheid, met sy sorg. Want in God se woordeskat is dit nie die skaal wat tel nie, maar sy verbintenis aan die wat aan hom behoort. In hierdie dorre plek, sê die Here, sal ek vrede gee. Hoe help hierdie beloftes van God vir jou om sin te maak van die plek waar jy jou bevind in jou geloofsreis? Ek dink ons almal stap maar so by tye deur die fondasies van die dinge wat eers was, waar ons nou net klippe en stof en mense sien wat moeg is. Gedagtes wat dwaal, dis te klein, dis te min, dis nie so goed soos dit eens was nie. Maar God kom nie net en verryk ons woordeskat nie, hy gee vir ons 'n nuwe verbeelding, om te besef dat net omdat dit nie blink nie, beteken dit nie God is weg nie. Sy teenwoordigheid maak dit wat grof is, heilig. So tussen die steierwerk en die halfgebakte drome, beweeg God se gees aanhoudend, en op sy tyd. En waar uitsigloosheid my en jou verlam, kom vul God die vakuum, nie met goud en goedkoop beloftes of groter grondgebied nie, maar met vrede. Die begin lyk altyd klein, amper te klein, maar dit is genoeg vir nou. Want ook wanneer dinge anders lyk as wat ek verwag het, as wie ek verwag het God is God ook daar. Ook in die teleurstelling, omdat die prentjie in my kop soveel grander was, is God ook daar. God ontmoet ons elke keer net waar ons is, nie waar ons wil wees nie. Veral in die tye, waar ons onsself nie kan indink, hoekom God in hierdie ou beskeie klein hoopie klippe wil woon nie. Dis dan seker hier waar ons ontdek dat God nie by die eindpunt van ons lewensreis staan en met oop arms ons inwag nie. Nee, God is elke oomblik van die reis by ons. Skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle. Ek is by jou. Wat het vandag in jou hart losgekom tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, die jaar beweeg nou weer vinnig einde se kant toe. En by tye maak dit my angstig dat alles soos in 'n droom verbyskiet. Ek dink terug aan hierdie jaar met soveel dankbaarheid, maar ek is ook diep onder die indruk van die klein tyd wat ek hier op aarde deurbring. Soms voel ek ook maar bietjie moedeloos, dat ek so min van die moontlikhede wat U oor my pad bring, werklikhede maak. Maar dankie Here dat U so tussen die halfklaar mure van my lewe kom staan, nie met 'n weegskaal nie, maar met U teenwoordigheid. En wanneer ek my vandag blind staar teen kleinheid en tekorte, mag U Gees my oë verhelder en my ore oopmaak, sodat ek U beloftes helder en duidelik kan hoor. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Here, kom vul my werk, my huis, my verhoudings met die vrede wat U kom uitdeel as geskenk. 'n Vrede wat nie wankel soos my emosies en omstandighede nie, maar op my kom rus soos 'n sterk hand op my skouer. Here, kom bou U huis in my. Amen.